Baie welkom aan almal van julle, so lekker om julle almal hier te kan sien. Ek wonder kan ons nou net begin om mekaar te draai en net mekaar groet en net voor agter net sê hallo wie jy is en jy weet baie het hier aangekom. Kom ons groet mekaar so 'n bietjie. Ons is familie op 'n missie, ons het mekaar nodig. En ja, is goed, is lekker, ons sien julle vanaand by die worship aand. Dis altyd vir my interessante aande, want dit gaan nie net oor die sang nie, maar dit gaan om die Here se naam groot te maak. Ons is besig met 'n reeks, eintlik die hele jaar praat ons van His Glory, Our Story, sy heerlikheid, ons storie. En ons het in hierdie reeks met die afskop van Pinkstertyd het ons dan 'n reeks begin, die storie van vervulling wat dan juis handel oor die Heilige Gees. En toe ons daaroor gedink het ons vir mekaar gesê, kom ons kom en wanneer ons oor die reeks praat en vra die groot vraag, wat is die doel van die Heilige Gees? Hoekom het God sy doel, hoekom het die Here sy Heilige Gees aan ons gegee? En die rede daarvoor is, ek dink daar's soveel verskillende opvattings rondom die Heilige Gees. Ek dink daar is soveel belewennisse en ervarings en dis alles baie positief en baie goed. Maar is dit die groot rede hoekom God die Heilige Gees aan ons geskenk het? Ek dink ook in die wêreld waarin ons rond beweeg, is daar baie keer ook die gedagte van die Here wat ons besoek. Hy besoek ons net. Met ander woorde, hy kom woon nie onder ons nie. En wat ons in hierdie reeks wil juist vir mekaar sê, is dat die Here is nie 'n besoeker nie, maar die Here is teenwoordig, hy kom woon in jou, hy kom kuier nie net by jou nie. Ons het al daaroor gepraat in hierdie reeks. So die reeks se die temas wat ons uitgesit het, was in die eerste plek, ons het gesê in die eerste week dat Jesus Christus het die Heilige Gees aan ons gegee, want hy maak die Vader en Christus, maak hy teenwoordig 24 ure 'n dag in ons lewens. Die volgende ding wat ons daarna gekyk het is laasweek, ons het gesê, maar as die laaste dae begin het met Christus se dood en sy opstanding het daar 'n nuwe era, 'n nuwe tydperk het daar aangebreek en hy sê, kyk ek gaan alles nuut maak, dan help die Heilige Gees om ons te vernuwe as mense. Hy kom woon in ons en Paulus skryf so baie plekke daaroor, hy sê as God dan die goeie werk in julle begin het, sal hy dit uitvoltooi die dag as Christus kom. Hy sê jy moet jou kop verander, hy sê jy moet jou gedagtes verander, dan sê julle weet wat is die goeie en welgevallige wil van God. So God is besig met hierdie vernuwingsproses as mens binne in my. So vandag gaan ons so 'n bietjie verder en wil ek vandag met jou praat en vir jou sê dat 'n mens kan nie die rede hoekom die Here die Heilige Gees gegee het en Christus se missie van mekaar skei nie. So kom ek begin so. Het jy al in jou lewe beleef dat baie keer sal jy iemand sien en dan verloop daar 'n tydperk en dan sien jy weer daai persoon en dan dink jy by jouself, Here, wat het gebeur? Ek weet op die 20-jarige na skool, toe ons dit besoek het, toe ek na van daai ouens gekyk. Veral die senters en die vleuels, hulle was op skool so mooi. En dan sien jy hulle weer na 20 jaar, dan dink jy, Here, wat het gebeur? Het iets gebeur? Dis is byvoorbeeld, ander ding is byvoorbeeld jy het in jou tuisdorp groot geword. En dan as jy vir jare, 20, 30 jaar, ek het in Potchefstroom groot geword en omtrent 25 jaar later, toe kom ek weer eendag toe ry ek deur, ek het daar geswat op universiteit en dit, en toe ek weer daar kom, ek dink, wat het hier gebeur? Maar het iets agteruit gegaan. So dit kan positief of negatief wees. Positief byvoorbeeld, al baie met my gebeur, dan kyk ek byvoorbeeld die Blou Bulls se game, en dan is hulle ver agter, en dan, jy weet, op my ouderdom kan ek nie meer 'n hele game deurkyk nie, dan gaan ek net gou badkamer toe, as ek terugkom, ek weet nie wat gebeur nie, as hulle voor. Mens kan nie glo nie. Iets het gebeur. Wat 'n tydperk verloop. So, ek wil vandag daar begin en sê, as 'n mens gaan kyk na Johannes, ons gaan vandag uit die boek Johannes uitwerk, en jy weet Johannes is een van die 4 evangelies, een van die 4 ouens wat geskryf het oor Christus en hoe hy gebore is en al die goed, dan is Johannes soveel anderste.
Want as jy Matteus, Markus, Lukas gaan lees, dan begin hulle by die geslagsregisters en hulle vertel vir jou van Jesus se geboorte en alles is goed. Maar as jy by Johannes kom, Johannes skop sy boek anders af. Hy begin daar, hy begin sommer die boek, hy sê in die begin. Dan verwys hy terug, dan dink ons aan in die begin, Genesis, dan begin ons daar. Dan sê hy, maar nou het Christus kom vlees word. Met ander woorde, hy verwys terug na die skepping toe, maar hy sê, hier is nou die nuwe skepping. Hier is nou iets anders. Hy sê, en Christus het vlees geword, hy het onder ons kom woon. En hy praat net anderste oor die gesalfde koning, oor Christus. En dan lees ons in hoofstuk 7, met die aanbreek van die loofhuttefees. Nou in die Joodse kalender was daar 7 feeste waarvan daar 3 groot prominente feeste was. Eerstens was die Pascha, die Easter wat soos ons dit ken, en ons weet as 'n Jood aan die feeste gedink het, dan hy altyd was 'n herinnering, was 'n baken wat die Here gesê het, vier hierdie feeste, dan dink julle terug aan toe ek julle verlos het uit Egipte uit, deur die woestyn op pad na die beloofde land, deur die Rooi See, die wette, die berg, die alles wat daar gebeur het, die wolkkolom en die vuurkolom, alles wat daar, herinner jou daar. Easter was, julle is verlos, julle is bevry. Toe breek Pinkster aan, die wolkkolom, die vuurkolom, die uitstorting van die Heilige Gees. En dan kry jy die loofhuttefees wat amper iets praat van die toekomstige wat sal kom. Ek sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. So ons stel hierdie storie op in Johannes 7 gaan ek nou vir jou lees, en dan gaan ek jou vat na Johannes 20 toe. En dan is my vraag, wat het gebeur? Iets het tussenin gebeur. En ons wil vandag oor daai gebeurtenis en God se missie praat. So kom ons begin die storie so, as jy Johannes 7 lees, daar van vers 2, dan sê jy sien, dit was die loofhutte, nie warmte nie, huttefees, dit het hulle laat dink aan die tydelike goed waarin hulle gebly het in die woestyn, tentwonings wat hulle gehad het. So, en dan, daai fees het 'n week lank geduur, en dan begin vers 37 so. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan, en hy het uitgeroep, hy het op die top van sy stem geskree, sê van die verklaarders. Wat roep hy uit? Wat skree hy uit? Hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Dan haal hy Jesaja 55 vers 1 aan, jy kan dit gaan lees. Jy kan ook onthou, 3 hoofstukke voorheen dit, onthou is 'n brief wat geskryf is, nie hoofstukke nie, maar 'n rukkie voor dit, staan Jesus by die vrou van Samaritaanse vrou, en hy sê vir haar, gee vir my water. En sy sê vir hom, luister hierso, hoekom praat jy met my? Jode praat nie met ons nie. Dan sê hy vir haar, as jy geweet het, wie vir jou sê, gee my water, sy vir my water gee, want as jy van hierdie water drink, sê jy nooit weer dors kry nie. Hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende waters sal vanuit sy binneste kom. Wat die skrif sê, Esegiel 47, ons gaan nou daarna kyk. En hy het dit gesê van die Gees wat daar's 'n koppelteken, sien jy hom, of soos dingetjie, ek was nooit goed in Afrikaans nie. Hy sê, en dit het hy gesê van die Gees wat sou ontvang wat in hom glo. Dis hoekom ek vir jou sê, daar bestaan nie iets soos 'n Christen. Jy kan nie sê, ek dien die Here, ek is 'n Christen. Jy kan nie glo in Jesus Christus en nie die Gees van God hê. Niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Jy kan nie 'n kind van God genoem word as jy nie die Gees het. En kan ek net sê, jy kan nie 'n stukkie van die Gees ontvang, net so 'n stukkie, jy ontvang net die been of net die voet nie. Want dit is 'n persoon. So wat ons moet besef en wat ons vir mekaar in hierdie reeks gesê het is, elke mens wat sê ek is 'n Christen, moet besef jy het die Heilige Gees en hy het nie kom kuier nie, hy is woonagtig binne in jou. Of jy dit wil glo of nie, bewus of nie, maak nie saak nie, dis 'n Christelike feit. Die feit dat uranium eers in 1958 ontdek is, beteken nie in 1957 het uranium eers ontwikkel nie. Dit was altyd in die grond, dit was net ons wat bygekom het om dit te ontdek. En dieselfde hiermee. Die Bybel sê, as jy in hom glo, ontvang jy die Gees. Maar kyk nou wat sê hy.
Hy sê, vers 39, en dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie. Hoekom was daar nog nie Heilige Gees? Hier is hy sneller, omdat Jesus nie verheerlik was. So wat is die verheerliking van Jesus? Want die Heilige Gees was daar nog nie, want hy was nog nie verheerlik nie. Nou gaan ons aan, paar hoofstukke verder, hoofstuk 20. Hoofstuk 20 vanaf vers 19. Hoofstuk 20 vanaf vers 19 sê die volgende. Hy sê, en toe dit aand was, op die eerste dag van die week, is altyd vir my interessant dat dit so pertinent sê, eerste dag, want dit is die nuwe begin. En die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode, want Jesus het mos nou gesterf en opgestaan, so hulle was nou bang, dat hulle sou sê, al die klomp disippels het sy lijk weggevat, en hulle wil nou doodmaak. Uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom, en in hulle midde gestaan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande, want daardeur is die spykers. Hy sê, en sy sy, waardeur die spies is. En die disippels was bly, toe hulle die Here sien. Ek dink nie net hulle was bly nie, ek dink hulle het hulle wat se naam afgeskrik. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Hoor nou mooi hierso. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En wat doen hy toe? Hy sê, nadat hy gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Ek stuur julle. As jy gestuurde wil wees, of nie wil wees nie, hy doen dit met ons almal, hy stuur ons. Maar om ons as gestuurdes te bemagtig, blaas hy op hulle, ontvang die Heilige Gees. Daai woordjie blaas, laat jou terugdink, skryf die kommentare aan Genesis, waar God die Vader gekom het, en die mens uit die modder geformeer het, en die volgende oomblik, toe kniel hy by hom, en toe blaas hy sy gees. Onthou, gees, wind, asem, is alles dieselfde Griekse en Hebreëse woorde, ons het dit al vir julle gesê. So met ander woorde, hy blaas die lewe, hierdie God gees mens, blaas hy binne in hierdie moddermassa aan. Nou, duisende jare later, hier staan ons weer met die kruisiging en die opstanding by 'n nuwe era, by sy nuwe skepping. Kyk, ek maak alles nuut. Hy beloof dit vir ons, hy sê dit vir ons. Hebreërs 2 vers 8 en 9 sê, ons sien dit tog nie alles nie, maar ons sien Jesus. As ons Jesus sien, dan weet ons wat die roeping, wat die missie, wat die heerlikheid is. Nou kom hy weer by die mensdom, en om die mens hierdie nuwe era in te stuur, op die eerste dag van die week, hierdie nuwe begin, blaas hy sy gees in die disippels. En sê, ek stuur julle. As die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Maar nou is my vraag. Tussen hoofstuk 7 en hoofstuk 20, wat het gebeur? Want hoofstuk 7 sê, strome van lewende water sal van jou binne kom. Dit sê, kan gaan in die Heilige Gees, maar die Heilige Gees was nog nie. Hy sê, want Jesus is nog nie verheerlik nie. Vers 20, ontvang die Heilige Gees. Gaan dan heen. Wat het gebeur? Hy was nog nie verheerlik nie. Wat is die verheerliking? Wat moes gebeur het? Hoe is Jesus verheerlik? Hoe het die Vader Jesus verheerlik? Kom ek lees vir jou. Tussen die twee hoofstukke is daar 'n hoofstuk 12, 7 tot, is daar hoofstuk 12, kom ek lees vir jou, vers 20. En daar was 'n aantal Grieke, is interessant, nie Jode, onder die mense wat gekom het om op die fees van Tabernakels te aanbid. Hulle het toe na Filippus gegaan, wat van Besaida in Galilea was, en hom gevra, meneer, ons sien Jesus. Ag, meneer, ons wil Jesus sien. Filippus het toe vir Andreas gaan vertel, en gaan sê, Andreas en Filippus het weer vir Jesus. So hier is nou 'n klomp vreemde mense, hulle kom na Jesus toe, hulle sê, of na sy disippels, hulle sê, ons wil Jesus sien. Maar kyk wat doen Jesus. Hy het mos altyd anders te opgetree. Maar Jesus antwoord. Hy sê vir hulle, die uur het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Onthou, net voor dit in hoofstuk 2 en hoofstuk 7 sê hy, my uur het nog nie gekom nie. Nou in hoofstuk 12 kom hy en hy sê, nou het my uur gekom. Nou wat moet nou gebeur?
Wat die kulminasie van tyd het nou gekom. Alles deur die Ou Testament, alles het nou saamgewerk. Dit kom nou op hierdie een klimaks, op hierdie een hoogtepunt. Dan sê hy, amen, amen. Ek sê vir julle, hier is hoe dit nou gaan plaasvind. As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie. Dis altyd vir my so mooi. Hoe is ander konings verheerlik? Ander konings is verheerlik deur magte en gevegte wat hulle gehad het en oorloë wat hulle gewen het. En dan het hulle 'n nuwe grondgebied inge en palmtakke is voor hulle uitgelê en fees is gevier vir weke want die koning het oorwin. Hierdie koning van ons kom in die teenoorgestelde gees. En hy sê as ons praat oor verheerliking, kom ek vertel jy wat is die pad na heerlikheid? Die koringkorrel moet in die grond val. Hy moet sterf. Bly net by my. Maar as dit sterf, dan dra dit baie vrug. Wie sy lewe liefhet, verloor dit. Maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir ewig sal dit vir ewig my dienskneg ook sal dit vir ewig 'n lewe behou. As iemand my wil dien, laat hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur? Hy sê nee, maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Vader, verheerlik U naam. Daar het toe weer 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan het dit gehoor en die het gesê daar's 'n donderslag. Ander het gesê 'n engel. My pa het altyd gesê as God praat is dit nie 'n grap nie. Jy gaan redelik skrik. Dit is hier ook. God die Vader praat, dis 'n donderslag. 'n Engel het gepraat. Jesus het geantwoord. Hierdie stem het nie ter wille van my gekom nie, maar ter wille van julle. Nou het die oordeel oor die wêreld aangebreek. Nou sal die heersers van hierdie wêreld uitgedryf word. Nou behaal ek die oorwinning. Nou kom ek en verlos ek julle. Waarvan verlos ek julle? Van die bose magte, van die gevangenskap waarin die mens was wat jou vasgevang het. Nou, hoe doen ek dit? Deur te sterf. Deur die koringkorrel in die grond te gooi. En as ek van die aarde af verhoog word, dan haal hy Johannes 3 aan waar Moses praat oor die slang wat opgegaan het en verrys is en die mense wat genees is. Oor die aarde verhoog is, sal ek almal wat na my toe trek. Dit het hy vir my gesê om aan te dui watter dood ek sou sterf. So, hier is die storie. Wat het gebeur tussen almal wat glo, sal die Heilige Gees ontvang, maar die Heilige Gees was daar nog nie, want Jesus is nog nie verheerlik nie. Tot, ek stuur julle, ontvang die Heilige Gees. Hier's wat gebeur het, Christus moes verheerlik word. Hoe was hy verheerlik? Hy moes sterf en doodgaan. Hy moes die volmaakte offer word. En toe hy opstaan, toe staan ons, sê Paulus, saam met hom op. Ons staan saam met hom op. So die verheerliking van God het plaasgevind. En nou dat hy verheerlik is en nou aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Nou ek gaan alle dinge onder sy voete verenig. Nou dat sy heerlikheid aangebreek het. Nou dat hy ons verlos het uit die mag van slawerny. Nou dat hy Satan se mag gebreek het op hierdie aarde. Nou sê hy aan ons, gaan lewe, ontvang die Heilige Gees. Gaan dan, ek stuur julle uit. Dis hoekom ek sê, jy kan nie die missie van God vir hierdie aarde. Ek gaan hierdie aarde vol met my heerlikheid skei. Jy kan nie die missie en die heerlikheid van mekaar skei nie. Jy kan nie die missie en die Heilige Gees wat uitgestort is skei nie. Daarom sê ek altyd vir julle wat belangrik is wat ek en jy moet onthou, dis die storie van die dam. Nou die dag toe gaan ek in laas Saterdag gaan ek en Mariet, nou ry ons daar hier by George Dam, ry ons daar in, nou ry ons om die dam. Hier sit oral mense in visvang. Hier hardloop 'n paar kranksinniges om die dam. Dus, ek weet nie hoekom hardloop hulle nie, ek kan net loop, maar daar's wat hardloop. Daar jaag 'n paar met fietsse. As jy by ander damme gaan, nou nie hierdie een nie, is 'n ander damme, daar's motorbote, daar's jetskis. Mense gaan koop jetskis, mense gaan koop motorbote. Hulle geniet dit, die kleintjies vang vis, die ander swem, dit gaan te kere. Ons geniet die dam. Dam is lekker, dis braai, dis vrolik wees, dis familietyd. Maar dis nie hoekom die dam daar is nie. Die dam se doel is om water te gee aan George. Die rioole te laat werk. Water te gee as jy jou kraan oopdraai. Dis die doel. Ons het baie keer
van die watersport en van die braai die fokus gemaak. En ons verwar dit met hoekom God sy gees aan ons gegee het. Dis vir my ironies dat hy in een sin sê. Hy sê, ek stuur julle ontvang. Nou terug na Johannes 7. Johannes 7 herinner ons, hy sê strome van lewende waters sal vanuit jou binneste vloei. Dan praat hy oor Esegiel. Esegiel het honderde jare, was 'n profeet, honderde jare voor die tyd. Kyk hy na die land. En skielik word hy weggeruk en die volgende oomblik sien hy in 'n gesig. Hy sien in 'n gesig waar die priester kom en die priester gaan en dan loop hy, dan kom daar 'n waterstroom van onder die tempel uit, vloei onder die tempel uit en dan loop dan loop hy as profeet, dan is die water enkel diepte, dan sê die Here vir hom, loop nog aan, dan loop hy nog aan, 500 meter verder, dan is dit kniehoogte, dan sê hy, loop nog aan, dan is dit heuphoogte, dan sê hy, loop nog aan, dan daaraan moet hy swem. Hy sê, so sal dit wees, strome van lewende waters sal vanuit die tempel afvloei en na die hele aarde toe vloei. En dan praat hy verder daaroor. Dan kom ons kyk na Openbaring 21 vers 1 en 2, Openbaring 22, dan praat hy. Hy sê, hierdie stroom wat vanuit die troon van God, vanuit die tempel van God uitvloei. Hy sê, luister, kom ek sê jou, so 'n paar jaar terug, 2 jaar terug, was ons in 'n groep van ons mense, was daar in Israel. Daai land is droog. Alles daar gaan oor water. Water in Israel is lewe. Hulle is die wêreldleiers in besproeiing. Hulle vat 1 drop, hulle kweek 'n hele land. Daai manne is goed, hulle spaar water. Want water is lewe. Wat jy moet verstaan, hy sê hierdie stroom wat uit wat Esegiel sien, hierdie stroom water wat later jy sal daarin swem. Hy selfs vloei oor hierdie dorre streek. Hy sê, en daar sal begin bome opkom oral langs hierdie water. Hy sê, en dit gaan invloei tot in die dooie see. Ek kan onthou toe ons daar in die dooie see was, sulke kristalle, sout. As jy nie geskeer het nie, jy moet vir 'n paar dan nie skeer nie, want as jy per ongeluk, ergens jou net seer, daai goed brand jou soos acid, rek deur die druk sommer 'n strootjie hier in. Dis verskriklik hoe daai goed jou brand. Jy moet nie 'n seer plekkie aan jou lyf hê nie. Hy sê, daai water sal binne in die dooie see, daar's niks wat daar binne leef, invloei. Hy sê, nou sal allerlei soorte visse wees. Gaan dan heen. Nou kom die Nuwe Testament en die Nuwe Testament sê, God gaan nie meer woon in 'n tempel. Onthou, Eksodus 33, sê hy, bou vir my 'n tempel, want ek wil by my volk wees. Fees van Tabernakels, fees van die tempels, fees van die tydelike. Hy sê, nou gaan ek nie meer bly in daai tempel nie. Hy sê, jy word nou die tempel van die Heilige Gees. Daarom sê hy, uit jou uit sal strome van lewende waters vloei. Hy sê, en orals waar jy kom, dit sê ons in Doxa-Dei, God's Transforming Presence in Global Cities, orals waar jy kom, in daai donkerte, in daai omstandighede waar jy is, by jou skool, by jou werk, by die universiteit, orals waar jy rond beweeg, almal van ons rond beweeg, daar sal jy wees soos iemand wat lewe bring. Ja, bid asseblief vir my, ek sien enigste Christen by my werk. Nee, ek stuur jou. Here, gee my 'n ander werk, hulle vloek so baie daar by die werk, dis verskriklik. Nee, ek stuur jou. Jy sal wees so sout. Johannes kyk na hom toe sê, kom ek vertel jou, in hom is lewe. Dis hoekom hy praat van strome. In hom is lewe, en hierdie lewe is die lig vir die wêreld. Jy kan nie God se missie, ek gaan hierdie aarde vol met my teenwoordigheid, jy kan nie God se missie en die Heilige Gees van mekaar skei nie. Jy kan nie. En soos, onthou wat vir interessant is, die Heilige Gees was daar nog nie, maar die Heilige Gees was daar in die begin, Genesis 1, was die Heilige Gees. Onthou jy, die aarde was woes en leeg, en sy Gees het gehawer oor dit, en toe bring hy orde. Hy was nog altyd daar, maar hy was nog nooit in iemand nie. Hy het soms op mense gekom, maar as gevolg van Christus wat verheerlik is en die prys vir ons betaal het, nou skielik word ons die tempels van die Heilige Gees, en kom woon die Heilige Gees 24/7, nie kom kuier nie,
kom woon binne in ons, en nou oral waar ek rond beweeg, ek stuur julle uit, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle uit, en nou skielik kan ek lewe bring. Tweede plek, hoekom het Jesus dit op die Loofhuttefees gedoen? Kom ek vertel jou gou van die Loofhuttefees. Die Loofhuttefees of die fees van Tabernakels was 'n fees wat die Jode geherdenk het, want dit het hulle herinner aan die tydelike strukture waarin hulle gebly het. Tot vandag toe vier hulle daardie fees, alhoewel ons glo as Christene die fees is vervul, want Christus is ons nou hier. Maar tot vandag toe vier hulle daai fees, dan rig hulle 'n tydelike struktuur in hulle tuin op. Dan geslaap hulle vir 'n aand daar, en dan dink hulle aan die tydelike strukture, maar nou het God hulle gebring in 'n land waar hulle permanente huis het. God sê, ek gaan by julle bly in 'n tabernakel, nou kom God en hy woon permanent in ons. En hoe hulle dit vandag nog vier is, hulle gaan na Jerusalem toe. In Jerusalem is daar die bad van Siloam. Siloam, baie van ons het daar geloop. Jy klim sulke trappe af, dis vrek daaronder. Dan klim jy af, daar's 'n fontein. En die Bybel sê, hy sê daar sal 'n fontein in Siloam wees. Hy sal vir ewigheid nie opdroog nie. Tot vandag toe, duisende jare later, borrel daai fontein op. Dan gaan die priesters met sulke groot sê nou maar emmers, komme wat hulle gehad het. Maar onthou nou, dis honderde priesters. Dan gaan skep hulle daar onder water. Die swakkes sal dit nie gemaak het nie, maar skep jy daai ding vol water, dan draai hom op. Die tempel was op 'n heuwel. Dan gaan al daai klomp honderde priesters, dan staan hulle op daai tempeltrappe. Dan vat hulle daai water, dan bid hulle vir reën en dan giet hulle daai water uit. Dan loop daai water by die tempel, deur die tempel, by die tempel se trappe af, en dan loop dit so in Jerusalem in. Kan jy verstaan? Hoekom het Jesus op die Loofhuttefees? Gaan die lig vir jou aan, kan jy die connections maak? Alles wat hy gedoen het was met 'n doel. Want dis wat hy sê, strome van lewende waters sal vanuit jou binneste. Jy is mos nou die tempel van die Heilige Gees. Dis hoekom hy dit op die Loofhuttefees aan, die fees van Tabernakels aangekom. Jy's nou hy vloei nou uit jou uit. Hy's uit jou uit. Hy kom woon binne in jou, permanent, nie tydelik in die Ou Testament trek in en uit nie, elke dag in 'n ander tent nie, maar hy kom bly in jou. Nou word jy die tempel van die Heilige Gees, nou strome van lewende waters vloei uit. Jy kan nie die missie van God, om die aarde te vul met sy heerlikheid, skei van die Heilige Gees nie. Dit gaan nie oor 'n belewenis nie. Dis great as jy dit het, maar hy's 24/7 in jou. Hy's altyd in jou. En die gedagte is om jou te bemagtig. Die belofte van die Vader, gaan wag daarop, want dit sal julle help om my getuies te wees. My witness, lewe, lig, sout, suurdeeg, kleur, bly in my en ek in jou, want sonder my kan jy niks doen nie. Dra veel vrug. Dis wat jy gaan doen. Gaan aan met jou lewe, gaan bly daar, woon tussen jou mense, wees lief vir jou mense, wees hulle dienskneg, raak hulle aan, en so met tyd gaan hulle begin sê, 'n stroom van lewende water vloei vanuit jou binneste. Can you see it? Kan jy dit sien? En so gaan hy die aarde vul, en soos daai stroom loop. Weet jy, is so interessant. Hy sê daai bome wat langs hierdie stroom se groei, selfs hulle blare sal nie verwelk nie. Hulle sal 12 keer 'n jaar sal hulle vrugte dra. Hy sê selfs die blare, as hulle afval, sal hulle genesing bring vir nasies. Dis wat ons doen. Dis hoekom ons in George is. Amen. Kom. Jy is die tempel. Jy is die tempel. Ek het groot geword in 'n kerk waar mense so gefokus het op die gawes. Die een waar die gawes die meeste gevloei het, was die heiligste. Ons het demone gejaag, ons het gebind, ons het eer vasgemaak. En al daai goed, daar's niks meer verkeerd nie. Dis wonderlik.
Ons het 'n heilige huddel geword. Ons het nooit by die missie uitgekom. Ek het groot geword, jy kan nie met die wêreld meng nie. I mis the whole mission. Weet jy hoe swaar was dit vir my in die begin? Nee, hoe moeilik was dit om my geloof uit te dra daar buite, want ek het nie geweet hoe nie, want ek is nie geskool daarin nie. Maar Jesus, dit was nogal lekker. Om in die hartseer en die pyn, en die bloed en die sorge van die samelewing te wees. Ons het hierdie song gesê, die malaatses teen jou vas te druk. Alles wat Jesus gedoen het, was so die teenoorgestelde, was so revolusionêr. Jy kan nie aan hulle raak nie, jy kan nie aan hulle vat nie. Bring hulle hier. Die besetene het hulle met kettinge vasgebind en sê, bring hom hier. Kom sit hier, ek jou vashou. Here, hy is dood. Nee, rol weg die klip. Strome van lewende waters sal vanuit jou binneste vloei. Jy raak mense aan. Jy is teenwoordig, want hy is teenwoordig in jou.